Hoe bekend is jy met die verhaal van Noag en sy ark? Heel waarskynlik het jy al iewers van baie klein ouderdom af, het sy by jou ouers of by 'n kinderkerk of by 'n skool gehoor van hierdie verhaal. Vandag wil ek die vraag vra, wat kan ek en jy leer van die roeping van Noag en hoe hy daarop gereageer het met sy lewe? Lees saam met my uit Genesis 6 en 7, 'n paar gedeeltes. Noag was 'n opregte man, die enigste onberispelike persoon in daardie tyd. Hy het God se wil deurgaans uitgeleef en 'n noue verhouding met hom gehad. Noag het presies gemaak soos God hom beveel het. Noag het die opdrag van die Here uitgevoer. Daar is basies 3 maniere hoe ek en jy kan kyk na 'n roeping van God of die stem van God of die opdragte van God vir jou en vir my. Aan die een kant kan ons daarna kyk en sê, wel, God gee alles en hy voer dit uit. Ek en jy is maar net passiewe toeskouers wat geen verantwoordelikheid het nie rondom dit wat God wil doen nie. Ons kyk maar net wat hy doen. Die ander ekstreem is om te sê alles hang van my af. If it's going to be, it's up to me. Dat amper asof God nie betrokke is nie. Alles hang van my af om alles te laat gebeur sodat daar dinge kan plaasvind in my lewe. Maar die derde siening vandag is die goddelike balans om te kyk na ons lewe om te sê ek wil saam met God werk rondom die roeping en die planne wat hy het vir my lewe. Dis wat ons sien van Noag se verhaal. 'n Man wat 'n spesifieke opdrag van die Here kry, roeping ervaar op sy lewe rondom hierdie ark te bou, maar meer as net dat hy passief na hierdie opdrag kyk en hanteer, het Noag besluit om betrokke te wees, om gehoorsaam te wees, te doen wat die Here sê en saam met God te werk rondom dit wat hy wil bereik op hierdie aarde. As gevolg van Noag se samewerking met God se roeping, is ek en jy vandag hier. Is daar 'n tweede kans op die mensdom na die sonvloed. So vandag wil ek vir jou vra ook, hoe kan jy vandag betrokke wees saam met God? Hoe kan jy saam met hom werk om 'n verskil te maak en deur hom gebruik te word? Dit hoef nie noodwendig iets massief groot te wees, soos om 'n ark te bou, soos Noag nie. Maar dalk roep die Here jou om vandag 'n klein stappie te neem om saam met hom te werk. Het kan dalk wees om 'n boodskap vir iemand te stuur van bemoediging, 'n oproep te maak, by iemand stil te staan, 'n gebed te bid vir iemand, Bybel oop te maak, om 'n geloofstap te neem, iets wat die Here op jou hart kom lê het alle ruk om te kan neem. Hoe ook al sy, het jy vandag gesê, Here, ek wil nie net 'n passiewe toeskouer wees in die roeping, in die stem en u woord wat u vir my gee nie, maar ek wil saam met u werk en my moue oprol. Sê, Here, hier is ek beskikbaar om betrokke te wees, dit wat u wil bereik in en deur my lewe. Mag dit vandag waar wees vir jou en vir my, soos met Noag. Ek bid graag saam met jou. Hemelse Vader, dankie dat ons nie net passiewe toeskouers op hierdie aarde hoef te wees nie, maar dat u ons roep om medewerkers te kan wees in die koninkryk. Here, dat ons wil gebruik, mag ons beskikbaar wees en te sê, Here, hier is ons. Here, gebruik ons vandag om 'n verlengstuk van u op hierdie aarde te kan wees, om die hande en voete van Jesus te kan wees, uit te reik na ander toe en beleef dat hulle iets van God kan beleef deur ons lewe, omdat ons saam met u werk. Gaan saam met elkeen die res van hierdie week in Jesus naam. Amen.